Goeiedag en hartlik welkom hier so vandag by ons oordenkings. Ons is so bly en dankbaar jy het tyd gevat om in te skakel hier by ons vandag. Vandag is die 30ste November. Ons is een dag weg van Desember af en Kersfees ook. En soos Darius het gister ook genoem het, begin ons ook hierso by ons oordenkings met Advent, wat ons bietjie die Kersfees weer vier en sodat Kersfees weer in ons harte kan kom en in hierdie tyd gaan ons baie fokus veral in hierdie Adventkalender. Is daar 4 hooftemas waar ons gaan praat. Ons gaan praat oor hoop, vreugde, vrede en ook liefde. En ons gaan in die volgende paar weke oor dit gesels en elke week gaan daar 'n tema wees rondom die week. En ook van môre af begin ons met die Adventkalender van 1 Desember af en met dit gaan ons hierso by ons oordenking tyd saam die boek van Johannes saam hanteer en behandel en bestudeer. En vandag se oordenking gaan spesifiek net oor die boek van Johannes. Ons gaan bietjie net vinnig 'n oorsig net daaroor gee. En wat ons met dit wil doen is dat jy jou hart, jou gees sal oopmaak teenoor hierdie volgende paar dae en jou regtig uitdaag om hierdie saam met ons te doen elke liewe dag. Darius het dit gister genoem en ons wil dit weer noem. Dit gaan dalk 'n bietjie langer oordenking vat. Dit gaan jou dalk 'n paar minute langer vat deur die dag om deur daai hele hoofstuk te lees. Maar maak jou hart oop, maak jou gees oop, want daar's soveel mooi wat in en deur hierdie kan gebeur. Die woord van God is kragtig, die skrif beskryf dit, dis skerper as 'n swaard met 2 snyskante, dit kan deur siel en murg en been sny en dit kan ons gees oopvlek en God kan sulke mooi openbarings in ons hart en ons lewe doen. Die woord van God is kragtig en dit kan jou lewe verander. En die vraag natuurlik is, gaan jy dit toelaat? Gaan jou hart en jou gees oopmaak? So, ons gaan bietjie indelf rondom die boek van Johannes en ons gaan bietjie kyk. So, net so vinnige oorsig rondom Johannes, die skrywer Johannes hierdie boek Johannes geskryf en Johannes sal in Markus 1 vanaf vers 16 tot 20 beskryf hulle Johannes is die seuns van Zebedeus en hulle het hulle die seuns van die donder genoem ook. En is 'n interessante beskrywing om te kry van jou ouers af, maar dit is wie Johannes was en hy het die evangelie van Johannes geskryf so tussen 70 tot 100 jaar na Christus, toe hy 'n baie ou man was en Johannes het hierdie boek geskryf en hier is soveel mooi goeders rondom Johannes en wie Johannes was. Nou interessant, in die Bybel word 5 boeke toegereken aan Johannes. Hy word toegeskryf aan Johannes. Nou een van dit is die Evangelies Johannes wat ons gaan behandel. Dan is daar 3 briewe en ook die boek Openbaring behoort aan Johannes ook wat hy geskryf het en insaal ingemaak het ook. En dan wat so mooi is, die naam van Johannes word egter nêrens geskryf in die evangelies genoem nie, maar daar soveel keer word dit verwys na hom toe. So deur daai besef ons en weet ons dis Johannes. En nogals interessant, hulle beskryf hom ook en noem hom die disipel vir wie Jesus baie lief was en wie hy sy moeder toevertrou het aan. Nou hierdie is my nogals baie mooi. Johannes word geken as die lieflingsdisipel. En as jy 'n bietjie verder lees in Johannes 13 vers 22 tot 26, beskryf Johannes homself juis soos dit ook. Hoor wat sê hy? Hy sê die disipels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wat hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, hy het van homself gepraat, het langs aan hom tafel gesit. Simon Petrus bedui toe vir hom dat hy moet vra wie Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra hom: "Here, wie is dit?" Jesus het geantwoord: "Dis die een wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het, sal gee." Nou hier beskryf hierdie Johannes homself as die lieflingsdisipel, die een wie Jesus baie lief gehad het. Ek dink in hierdie ander evangelie sien ons alles wys na Johannes toe en dis eintlik so 'n mooi beskrywing. En ek dink vandag om te weet uit die konteks en in die hele boek, onthou net hierdie. Onthou, dis die perspektief en die identiteit waaruit Johannes sy brief skryf en sy evangelie ook skryf. En ek dink hierdie is so mooi vir my en jou vandag om te weet, dat Johannes weet hy is 'n geliefde van God, hy is 'n lieflingsdisipel. Mag jy vandag dit ook weet. Mag jy weet, jy is geliefd deur God. Jy is een vir wie Jesus baie, baie lief is en wie hy baie na in sy hart ook hou. En in hierdie volgende paar dae, vanaf ons môre 1 Desember gaan begin om Johannes te lees, mag jy weet, soos wat ons elke hoofstuk lees, dat God het jou lief. En hierdie storie van Kersfees en hierdie storie van Jesus gaan oor jou. Hy het deur alles gegaan oor jou vir sy liefde vir jou. So is so baie wat ons hier uit gaan vat uit hierdie boek uit en soveel wat ons gaan leer. Ek kan seker vir 'n uur hier so staan en net vir julle sê, maar wat so mooi is hierdie boek het die vermoë, praat hulle van, om jou intellektueel te skuif, maar ook om jou geestelik te stimuleer en te roer en jou hart te skuif ook.
En wat so mooi is, hierdie boek is intellektueel baie goed en dit gaan ons baie leer, maar dit gaan ons ook diep in ons gees dieper vat en hopelik ook elkeen van ons help om 'n dieper verhouding met Jesus te hê. So daar's soveel wat ons kan skryf, daar's soveel wat ons kan sê oor hierdie, maar ek wil jou uitdaag, van môre af, wees reg, hou miskien jou Bybel naby, as ons gaan lees, jy kan miskien uit verskillende vertalings van Bybels by jou ook naby hou, en mag die woord van God in hierdie Kerstyd, in hierdie Adventtyd, regtig jou hart roer en skuif, en mag jy in en deur al hierdie ook net weet, en onthou, jy is geliefd soos Johannes was, en mag dit jou identiteit altyd ook wees. Kom ons bid dit vandag saam. Here, dankie net vir hierdie geleentheid waar ons kan stil staan rondom die boek van Johannes, en ek weet, is baie teologie en baie agtergrond, en Here, ons kan soveel gesels oor hierdie goed, maar Here, ek dink wat so mooi is, vanuit wie Johannes was as mens, en sy boek, beleef ons en besef ons, Here, hy het geweet, die primêre identiteit wie ek is 'n geliefde. Ek is geliefd deur Jesus Christus. Maar Here, ek wil bid dat hierdie waarheid in elke mens se lewe so sal waar wees. En ek bid, Here, dat soos ons deur die adventkalender beweeg, soos wat Kersfees weer nader kom, Here, mag ons elkeen weet, U het af aarde toe gekom vanuit die liefde uit. U het kom sterf aan 'n kruis vanuit die liefde uit, en elkeen van ons is so geliefd en so spesiaal. En Here, ek bid dat elkeen dit vandag ook net sal besef en weet. Here, ek bid, soos wat ons môre begin met hierdie nuwe uitdaging, met hierdie nuwe ding waar ons deur Johannes weer gaan werk, bid ek vir elkeen wat saam op hierdie reis gaan, vir elkeen wat saam inklim, Here, mag jy nuwe openbarings gee. En mag jy net weer kom wys hoekom U skrif so kragtige tool is in ons hande. En mag jy net deur die woorde van Johannes werk en ons elkeen skuif nader aan U ook. Dis ons gebed vandag. Ons loof en ons prys U in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, baie dankie dat jy hierso vandag was. Weer eens môre, selfde plek, selfde tyd, gaan ons hierso wees. Ons begin met hierdie en ons sien so uit wat die Here in en deur Johannes ook gaan doen en deur Advent ook tot en met Kersfees gaan kom. Mag jy 'n heerlike Dinsdag geniet tot ons jou weer môre sien. Goed gaan.